Vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het en dat hy 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here dat hy ook die wysheid van sy woord en die waarheid van sy woord aan ons skenk, sodat ons ook kan weet hoe ons moet lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Mag die Here vir my en jou wysheid gee om dan ook in hierdie dae skynende ligte in die donker wêreld te wees. En ons gaan vanmôre aangaan met die boek Spreuke. Baie dankie vir elkeen se terugvoering. Baie dankie vir elkeen se opgewondenheid oor die waarhede wat u leer vanuit die boek Spreuke. Dit is vir my ook 'n ontdekkingsreis en ek leer kosbare waarhede. Mag die Here genade gee dat ons toepas wat ons leer om hom dan te verheerlik. Vanmôre val ons weg met Spreuke 29 vers 9 en daar staan: het 'n wyse man met 'n sotte regsaak, dan gaan die sotte kere en lag sonder bedaring. Toe ek hierdie vers bietjie ondersoek het, toe kom die gedagte baie duidelik daarop neer dat die sot volg sy emosie in plaas van sy logika. 'n Dwaase persoon, vriende, volg sy emosie in plaas van wyse beredenering. En dis die probleem met ons samelewing vandag. Die oomblik wanneer 'n mens 'n sot of 'n dwaas teregwys of jy wys sy sonde uit of daar is 'n regsaak teen daardie persoon, dan wil hierdie persoon nie met wysheid en met insig en logika redeneer oor die saak en die verkeerd raak sien en belydenis doen en dan ook berou toon nie. Nee. Hy volg sy emosie en soos ons vandag ook die oorgrote meerderheid mense sien wat sê volg jou hart, volg jou emosie en dit sal vir jou lei in die regte ligting. Die Bybel sê vir ons die teenoorgestelde is die waarheid. Een van die vertalings wat ek nageslaan het, sê oor hierdie vers die volgende: wanneer 'n wyse man 'n saak maak teen 'n dwaas, raak die dwaas opgewonde en beledigend en kom daar nie vrede nie. Jy sien, kinders van die Here is so, hulle hoor wat die ander party sê, hulle kyk en hulle sien hierdie inligting wat bekom is en hierdie feite wat op die tafel neergelê word, verwerk hulle deur die bril van God se woord. Hulle sien die verkeerd in hulle eie hart en hulle is onmiddellik daar om te sê ek is jammer, vergewe my en daar kom vrede. Die Bybel sê die sot tree glad nie so op nie, want daar's geen logika by hom nie. Dis emosie en dis hierdie emosioneel belaaide optredes wat op die einde van die dag net groter skeringe bring. Mag en ek nie soos die sot of die dwaas wees nie, maar mag ons God se waarheid en God se woord hoog ag. En as iemand 'n saak teen ons het, laat ons sal optree op die regte manier en dit wat op die tafel gebring word, sal toets aan die hand van die woord, aan die hand van ons optrede en dan by die regte uitkoms uitkom. Die volgende vers sê: manne van bloed haat die regskapene en hulle soek die lewe van die opregtes. Hierdie manne van bloed is mense soos moordenaars, geweldenaars, wrede mense. Die Bybel sê hulle haat die wat vrede soek en najag. Kyk maar in Suid-Afrika, vriende. Die mees gehate mense in Suid-Afrika is die mense wat poog om reg en geregtigheid te laat geskied. Waarom? Want ons regering is goddeloos, ons leiers is goddeloos, ons polisie, ons justisie en daarbey wil ek nie veralgemeen, ek sê nie almal nie, maar die oorgrote meerderheid haat die wat reg wil laat geskied. Waarom? Want hulle wees boos, hulle harte is sondig, hulle het baie om weg te steek, hulle het al baie gedoen wat teen die wet is en as dit uitkom, vriende, sal hulle aan die kaak gestel word en sal hulle heel moontlik dan ook tronkstraf kry. Daarom haat hulle die regskapenis. Mag u en ek genade van die Here afbid dat ons eerlik voor die Here sal wandel. As ons kyk na koning Dawid se lewe, Psalm 35 vers 12, Psalm 69 vers 5, sê Dawid dat mense hom sonder oorsaak gehaat het. Waarom? Omdat Dawid opgetree het as koning volgens die geregtigheid van God. Mag u en ek nie soog onder die druk van ons tyd nie, maar mag ons skynende ligte wees. Al soek mense ons lewe, al wil mense ons vernietig, dat ons nog steeds die Here se waarheid hoog sal ag. Die volgende vers sê: 'n dwaas laat al sy toorn uitvaar, maar 'n wyse bring dit eintlik tot bedaring. Nou vir ons ken baie sulke mense. Mense wat vir elke bakketel, kan ons maar die woord gebruik of die uitdrukking gebruik, oor die hendel spring. Vir die geringste raak hulle kwaad en raak hulle beledigend en raak hulle boos en toornig en skree hulle en gaan hulle te kere soos besetenis. En ag vriende, die Bybel sê vir ons baie duidelik, dit is 'n dwaas wat dit doen. Dis 'n man sonder verstand, want die oomblik as jy jou toorn laat uitvaar, dan stel jy jouself bloot vir baie ander hartseer gevolge. Aan die ander kant sê die Bybel vir ons, die wyse bring dit tot bedaring. Die oomblik wanneer ek sien iemand verloor hulle hier meer en ek verloor my hier meer, dan is dit soos petrol wat ek gebruik om vuur mee te blus. Dit sal nie werk nie. Maar die oomblik as iemand hulle hier meer verloor, dan bid ek, Here, gee my wysheid deur u Gees, dat my emosie nou nie oorneem nie, maar dat ek deur die waarheid van u woord hierdie saak sal hanteer, hierdie persoon sal hanteer en ook sodoende God verheerlik en bedaring bring by hierdie persoon,
sodat ons die saak kan uitsorteer. Mag die Here vir ons wysheid gee, want ons almal het emosies, ons almal het sekere dinge wat ons beleef wanneer hierdie goed gebeur. Maar mag ons die Here vra vir wysheid om ons kalm, rustig en beheers te laat optree. Vers 12 sê, 'n heerser wat luister na 'n leenagtige woord, sy dienaars is almal goddeloos. Nou een van die vertalings sê, 'n regeerder wat hom aan leen steur, het naderhand net goddeloses in sy diens. Dit is my so interessant, vriende, en kyk maar mooi wat gebeur. Goddelose regerders versamel goddelose mense om hulle, om dan ook die leierskap sterker te maak, om die land meer te verdruk. En dis presies wat hier staan. 'n Heerser wat luister na leenagtige woorde, is iemand wat graag leenaars glo, en dan volgens hierdie leens optree, en dan die regverdiges verdruk, is iemand wat vir hom leenagtige mense versamel. Ons kan die Bybelgeskiedenis gaan kyk. Hoeveel leiers het vir hulle deegniete versamel? Mense wat saam met hulle in hierdie boosheid en saam met hierdie leens gegaan het en sodoende 'n land verdruk het en amper tot ondergang gebring het. Daarom is die groot les wat ons hieruit leer, dat ons nie sommer enige ou se woord sal glo nie. Enige leer wat ons kant toe kom nie, maar dat ons elke ou se woord deeglik sal ondersoek en by die waarheidsbeginsel sal uitkom. Mag die Here vir ons wysheid gee in hierdie saak. Vers 13, die arme en die man wat verdruk ontmoet mekaar, die Here verlig albei se oë. Nou vriende, hier vind ons basies weer twee dinge wat teenoor mekaar gestel word, die arme en die man wat verdruk. So, die man wat die arme verdruk, hierdie is eintlik mense wat teenoor mekaar staan. Dis 'n man wat eintlik sy posisie uitbuit en die arme verdruk. Die Bybel sê vir ons, dat hierdie twee ontmoet mekaar, die Here verlig albei se oë. Wat dit eenvoudig beteken is dat die Here beide geskaap het, die arme en die man wat verdruk word, en dat albei moet besef, dat hulle lewe van die Here afkry, en dat hulle ook op die Here, hulle vertroue moet stel, hulle sondes bely, laat staan, sodat hulle barmhartigheid kan verkry. Een van die vertalings sê dit so mooi, 'n arm mens en sy verdrukker het een ding gemeenskaplik, die Here hou hulle albei in die lewe. En ag vriende, as ons maar net gaan begin besef in hierdie land, en ook in die wêreld, en as elke mens dit net kan besef en verstaan, dat God gee ons asem, hy gee ons lewe, hy gee ons daaglikse genade, instandhoudende genade. Hy is die lewegewende God. Dan sal ons begin om meer in nederigheid en in sagmoedigheid en in selfbeheersing op te tree. Mag die Here genade gee, dat ons eerbaar sal optree, omdat ons weet, lewe is 'n geskenk uit die hand van God, en dat ons ook sal weet, vriende, as kinders van die Here, dat goddeloosheid in die wêreld verseker besig is om hoogtyd te vier. Die Here laat reën oor die regverdige en die onregverdige, maar albei sal rekenskap voor die Here gee. Alhoewel die Here vir almal lewe gee, gaan elkeen rekenskap gee van hoe hy sy lewe of sy haar lewe geleef het. Mag ons lewe in die lig van die ewigheid en in die dag van die oordeel wat gaan kom, sodat ons wys kan optree en ook die Here kan verheerlik. Die laaste versie van vanmôre is, 'n koning wat getrou aan die armes reg verskaf, sy troon sal vir altyd bevestig wees. Nou vriende, hierdie saak gaan nie daaroor dat 'n koning wat 'n land goed regeer vir altyd koning gaan bly nie. Ons weet en ons ken die geskiedenis hoe hy homself herhaal, dat daar soms goddelose konings na vore kom en godsvreesende konings na vore kom. Maar die hele gedagte hier is 'n koning wat getrou aan die armes reg verskaf. Met ander woorde, 'n eerbare koning, 'n sagmoedige, sensitiewe koning, 'n koning wat regtig omgee vir sy mense, selfs al kan hulle nie vir hom veel gee nie, is 'n koning wat in aansien sal wees. Dis 'n koning wat sy troon bevestig sal word en ook wat eer van die Here sal ontvang. So die kort en die lank van hierdie vers is dat die eienskappe van goeie leiers is, dat hulle ryk en arm op 'n gelyke vlak behandel, met dieselfde deernis en op dieselfde vlak. En die Bybel sê vir ons dat hulle leierskap bevestig sal word. Die mense sal hulle prys. En ag vriende, dit is die gebed van my hart dat ons ook in ons huise, dat ons kinders op dieselfde manier sal behandel. Dat ons mense in die samelewing op dieselfde vlak en manier sal behandel. Ryk en arm, goed en sleg, vriend of vyand. Want die Bybel sê vir ons, deurdat ons hierdie gesindheid openbaar, sal ons op hulle hoof gloeiende kole hoop, en hulle sal sien dat ons gesindheid God verheerlik. En ek moedig my gesin altyd aan, dat ons 'n gesindheid sal hê om die Here te verheerlik. Veral ons wat in 'n leierskapposisie is, dat ons in ons gemeente, dat ons in ons gemeenskap, dat ons in ons buurt, ryk en arm, mooi en lelik, gewild en ongewild, op presies dieselfde manier sal behandel, sodat hulle die liefde van Christus sal sien,
en so by die kruis van Golgotha sal uitkom. U sal sien dat die hele boek Spreuke gaan oor om elke keer ons optrede in lyn te bring met God se waarheid, met God se woord, met God se opdragte. Somtyds, vriende, moet ons stil bly en wegstap, ander kere moet ons opstaan en optree, ander kere moet ons stil wees en luister, maar in elke opsig moet ons die Here verheerlik. En net God, deur sy Gees, kan vanuit sy woord vir ons wysheid gee, om dit na reg te doen. Mag die Here vir ons getrou vind in ons stilte tye, waar ons op ons knieë buig voor hom, en sê, Here, leer my, Heer, meer en meer van u kosbare en dierbare naam, van u wil vir my lewe, en ook vir my optrede om u te verheerlik in alles. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.